Baie welkom by hierdie Pinksterrefleksie. Ons is hierdie jaar by NG Weerdapark op reis met die tema vir Pinkster God se nuwe begin. En vandag ding ons saam oor Handelinge 13. Dis 'n kort teks wat ek gaan lees, net 3 verse. Maar eerlikwaar, ek dink dis een van die belangrikste oomblikke in hierdie boek Handelinge. Want hier gebeur iets wat die rigting van die kerk verander. Nie met groot drama nie, nie met vuur uit die hemel nie, nie met 'n massiewe wonderwerk nie, maar in 'n vertrek met mense wat saam bid, saam aanbid, saam vas. En dalk is dit reeds belangrik. Want ons dink partykeer God se werk is net in die groot oomblikke, net in groot konferensies, groot stadions, groot bewegings. Maar baie keer begin God se nuwe werk of begin God se werk in klein ruimtes. In 'n kamer, in 'n gesprek, in 'n gebed. Ek lees vir ons voor. In die plaaslike gemeente in Antiochië was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon, bekend as Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, 'n jeugvriend van Herodes, die tetrarg en Saulus. Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waartoe ek hulle geroep het." Toe die gemeente klaar gevas en gebid het hulle die hande opgelê en weggestuur. Ons lees dit daarso. Hierdie teks sê in die plaaslike gemeente in Antiochië was daar profete en leermeesters. En dan noem Lukas name: Barnabas, Simeon, Niger, Lucius van Cyrene, Manaen uit Herodes se huishouding en Saulus. Dis eintlik vreemd dat Lukas soveel moeite doen met hierdie name, want hy kon net gesê het daar was leiers gewees. Maar hy wil hê ons moet hierdie groep sien, want die groep is deel van die boodskap. Hier sit mense saam wat normaalweg nooit genoem sou gewees het nie. Mense uit verskillende kulture, verskillende sosiale klasse, verskillende agtergronde. 'n Lewiet, 'n man uit Afrika, iemand uit Herodes se politieke wêreld, 'n voormalige fariseer. Normaalweg sou hierdie mense nie saam geëet het nie saam aanbid het nie en nie mekaar familie genoem het nie. Want nou doen hulle. En dalk is die eerste groot wonderwerk van Pinkster nie dat mense in tale praat, nie, maar mense wat nooit saam sou wees nie, nou saam hoort. Ek dink ons wêreld het dit nodig, want ons wêreld raak al meer verdeeld. Ons trek terug in groepe, in kampe, in mense wat soos ons dink. Maar die evangelie skep 'n nuwe soort ons. Nie gebaseer op politiek nie, nie op kultuur nie, nie op status nie, maar op Jesus gesentreer. En terwyl hierdie groep saam bid, gebeur iets merkwaardig. Die Heilige Gees sê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af." Die Gees sê nie: "Bou groot strukture, maak julle gemeente gemakliker, hou vas aan julle beste mense nie." Nee, die Gees stuur, want dis wat die Gees doen. Die Gees beweeg van Jerusalem af na Judea, na Samaria, na die nasies. Pinkster was nooit bedoel om net 'n warm geestelike ervaring binne 'n vertrek te wees nie. Dit was bedoel om mense aan beweging te kry. En ek dink dis die belangrikste ding wat ons mooi moet hoor van wat sending beteken. Want baie van ons hoor daardie woord en dink dadelik aan missionêre, ver lande, sendelinge en ja, stuur hulle uit. En dit sluit ons uit. Maar hierdie sluit in. Handelinge 13 help ons om ook iets anders raak te sien. Sending gebeur oral waar die evangelie deur jou lewe deurspek is. In hoe jy by die werk leef, in hoe jy mense behandel, in hoe jy op by die skoolgrond optree, hoe jy luister, hoe jy gasvry is, hoe jy ruimte maak vir mense.
Want die Gees stuur nie net predikante nie, die Gees stuur mense na kantore, skole, sportvelde, huise, moeilike families, na gewone maandae. Dis hoe die evangelie beweeg. Nie deur groot programme nie, maar deur gewone mense wie se lewens begin lyk soos Jesus se. Dalk is dit een van die moeilikste goed in hierdie teks. Die gemeente in Antiochië ontdek dat hulle nie net bestaan vir hulle self nie. Hulle ontdek ons behoort saam aan God se beweging in die wêreld. Ons almal het dit nodig. Want ons raak maklik vasgevang in ons lewens, vas in oorleef, vas in rotine, vas in beheer, maar die Gees maak oop. Die Gees beweeg altyd na buite, na mense, na genesing, na hoop. En miskien is geestelike volwassenheid minder oor hoeveel antwoorde jy het en meer hoe oop jou lewe is vir God se beweging. In die gemeente in Antiochië skep nie die roeping nie, hulle erken dit. God beweeg reeds. Hulle moet net sensitief genoeg wees om God se beweging raak te sien. Dis wat hierdie uitnodiging moontlik vir ons ook vra. Dalk om bewus te wees van wat om ons aan te gaan. Dalk is dit deel van stadiger leef, stil raak, meer aandag gee, soos wat hierdie mense gevas en gebid het, sodat ons kan begin opmerk waar die Gees reeds werk. In mense, in gesprekke, in pyn, in nuwe moontlikhede. Want God se nuwe lewe of sy nuwe begin lyk baie kleiner as wat ons verwag. 'n Gebed, 'n oop deur, 'n hand op iemand se skouer, 'n tafel waar iemand welkom voel. Dalk is dit waartoe hierdie Pinkster ons uitnooi. Nie net om ons van binne af warm te maak nie, maar om ons oop te maak vir God, vir mekaar, vir die wêreld. Want die kerk is nie net 'n bestemming nie, die kerk is 'n beweging, 'n familie onderweg, saam met oop hande en met stille vertroue. God beweeg reeds voor ons uit. Dankie dat jy saam geluister het. Mag jy verder hierdie week iets van God se beweging raak sien in jou lewe, in jou huis, in jou werk en die mense rondom jou. Genade en vrede.